Verlang mit dir.
Terwyl ons so staan, kom ons lei die oë. Dankie ons Vader Jahwe dat ons vanoggend opgewonde kan wees en dankbaar kan wees, want ons kan by u tafel aansit, waar u vir ons met die eie woord en brood, u liggaam voed, en ons siel se diepste dors les deur u kosbare Gees. Vader, dankie dat daar lewende water uit die troon stroom, water wat onbeskryflik helder en genesend is, maar ook vir ons daar die skoonheid gee waarvan ons gesing het, dat u sal water giet op die dorsland. U Gees wat ons harte herskep tot nuutheid en lewe, om 'n hart te kan hê wat u kan aanbid, 'n hart wat die dinge daarbo kan bedink, en nie dit wat op die aarde is nie, harte wat begrip kan hê, wat die koninkryk kan sien, wat vir u die pragtigste lofoffer kan bring. En daarom, Vader, vra ons u genade om ook, wanneer ons so saam sing, wanneer ons saam bid, wanneer ons onder die geklank van die woord is, dat u hierdie groot werk in ons lewe sal doen, om ons na die beeld van Yeshua te verander, dit wat die woord geprofeteer het, dit wat ons eindbestemming is, dit wat ons wedloop se prys is, om in u te kan wees. Dit bid ons in Yeshua tot u lof en u verheerliking. Amen. Kan die sitplekke inneem, baie dankie. As ek iemand gemis het om goeiemôre te sê, goeiemôre. Dit is 'n groot voorreg om so saam die woord van Vader Jahwe te kan hanteer. Ons is besig in ons Johannes reeks, 1 Johannes, die sendbriewe van Johannes. As u dalk gemis het die vorige kere, ons probeer, een van die hoofdoelwitte is die verband, die konteks. Nou, vanoggend se gedeelte in 1 Johannes 2, vers 3 tot 6, die tema vanoggend is beleef jou geloof sekertyd. Beleef jou geloof sekertyd. Nou, ek gaan so lank lees, ek het dit daarom hier in groot drukkie langs aan. 1 Johannes 2 vers 3 tot 6, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Mag Vader Jahwe hierdie gedeelte in ons harte seën, want dit is sy woord. Dit is die woord wat ons besing, lieflike woord, wonderlik woord, en ons besing dit in die liedere. Dit is skoon, dit is heerlik, dit is heilig, dit is uniek, dit is gesagvol, dit is duidelik. Nou, ons wat Afrikaans sprekend is, kan getuig, daar's nie ingewikkelde woorde in hierdie gedeelte nie. Daar's nie woorde wat 'n mens sê, joe, dis woorde wat mens nooit gebruik nie. Dis die eenvoudigste taalgebruik. Maar dis 'n uitdaging, want ons lees net vinnig verby. En eintlik as ons mooi oplet, soos met die vorige gedeeltes, is hier 'n waterskeiding tussen lig en duisternis, tussen waarheid en leuen. Dis of die een of die ander. En as mens by so 'n deel kom in die woord van Jahwe, dan konfronteer dit jou. En dis die unieke kenmerk van hierdie sendbriewe, wanneer die apostels vir die gemeente sê, stop. Daar word baie gepraat, daar word baie gesê, maar dis die woord van Jahwe wat skerper is as 'n tweesnydende swaard. So wanneer ons hierdie gedeelte kyk, dan gaan dit oor 'n definitiewe persoonlike belewing van geloofsekertyd. Hieraan weet ons. Nou Johannes se sendbriewe is baie lief vir daai woordjie weet. Hy kom 26 keer voor. So dis 'n begrip waar ons nog baie gaan stil staan en sê, maar weet jy? Wat weet jy? Hoe weet jy? Ons gedagtewêreld word gebombardeer met inligting. Ek bedoel, daar was nog nooit so 'n tyd soos vandag. Jy kan, as jy bietjie op jou selfoon verlore raak, meer inligting in een dag kry as wat die ou mense 500 jaar terug
in hulle leeftyd gekry het, die hoeveelheid inligting waarmee gebombardeer word. Is daar tyd en plek in jou geestelike bestaan, jy as geesmens, dat jy weet, dat jy ken? Dit is waaroor volgens 'n boodskap gaan. Daai toets. Die woord van Jahwe is 'n spieël. En die apostels het die gemeente gekonfronteer. As dit help nie, jy is in kultuur of in godsdiens of in die hoofstroom nie, hieraan weet ons. En hier is 'n paar toetse wat ons moet na kyk. Nou, om eerstens te begin, beleef jou geloofsekerheid. Wat gebeur in ons lewe as ons nie geloofsekerheid het nie? 'n Mens soek altyd sekerheid. Dis hoekom versekeringsmaatskappye het maar daai ding, maar wat as? Wat as dit met jou? Kyk, hier is 'n voorbeeld. Wat as? Nou, ons het die realiteit van die dood. Ons het die realiteit van die hiernamaals. En daarom kan jy die Hebreërs skrywer sê, dat die mense het vir hulle lewe lank gevrees vir die dood, want hulle kort daai sekuriteit, en ons kan werklik in die evangelie van Yeshua, die opstanding, 'n absolute sekerheid hê, omdat hy leef. Nou wil ek net dit beklemtoon. Dis nie 'n sekuriteit op 'n sertifikaat en jy bære hom iewers in die kas nie. Dis prakties. Hoe bid jy? As jy sonder geloofsekerheid is, kan jy nie bid nie. Want dan word jou gebed selfgesentreerd. Gee my, gee my, gee my. Geloofsekerheid gee vir die hart die vrymoedigheid om te bid, Abba Vader. Ek is welkom in hierdie geweldig, ons het dit vroeër hanteer, God is lig, voor die troon van die Almagtige. Geloofsekerheid help wanneer ons in verhouding staan en ons kry die wind van voor, ons kry aanvegtinge. Geloofsekerheid is jou anker en jou fundament om jou roeping uit te leef. Want om jou roeping uit te leef beteken, soos 'n Moses en 'n Dawid, jy begin eers daar waar niemand jou sien nie, daar waar jy gelouter word, daar waar jy geskoei word. As jy nie geloofsekerheid het nie, vou jy val, jy gryp rond, jy raak angstig. En die geringste wat jy verdruk word, wil jy antwoord met die vlees. Geloofsekerheid is in hierdie kort brief van Johannes die oplossing vir die gemeente, soos ons in die inleiding gesê het, vir louheid. Louheid en geloofsekerheid gaan nie saam nie. Geloofsekerheid is daai warm verhouding met Jahwe. En die komponente van geloofsekerheid sal ons nou aan aandag gee. Geloofsekerheid is 'n voorreg, maar dit is 'n verantwoordelikheid. Jy kan nie in hierdie lewe net opstaan, omdat daar 'n vinnige ritme is en jouself besig hou met watter tyd jy ook in jou lewe is, of dit nou studies is, of werk is, of 'n kop bo water te hou met finansies. Geloofsekerheid is jou prioriteit. Dit is jou voorreg om in geloofsekerheid vrug te dra. En daarom die tema, beleef jou geloofsekerheid. Ons het in Hebreërs studies daarna gekyk en gesê in Hebreërs 6 bid hy, dat almal dieselfde ywer mag toon. Jy moet ywer hê. Jy moet, soos wat Paulus sê, stry die goeie stryd. Jy moet kom tot geloofsekerheid. Dit is nie iets wat uit die lug uitval nie. Dit is nie iets wat jy eendag, as jy 21 is of 41 of wat, dis 'n werklike lewende ontmoeting met die God van Abraham, Isak en Jakob, die openbaring in Yeshua, die werking van die Heilige Gees, die aanneem van sy woord, die omhels. Dis 'n pragtige wonderwerk geloofsekerheid waarbinne jy leef. Nou die konteks van vers 3, hieraan weet ons dat ons hom ken, moet ons vinnig net sê herhaal. Ons het begin met Johannes 1 vers 1 tot 4, deurdat die apostels sê, dit wat hulle ontvang het, dit wat hulle getas het, dit wat hulle gehoor het, dit wat hulle beleef het, is uniek. Is nie almal nie, dit is hoekom hulle apostels is, hulle het gesien wat Yeshua doen, hulle het gehoor wat hy preek, en hy het aan hulle verskyn, hulle het 'n unieke getuienis aangaande die woord van die lewe. Dit was die eerste boodskap. Nou hierdie getuienis bring jou by die realiteit, God is lig en daar's geen duisternis in hom. En dit het ons oorgebring
in hierdie konfrontasie, maar as jy, wat maak jy met die openbaring Jahwe is lig? As jy sê, jy ken hom, of hy is lig, en jy het gemeenskap met hom, maar jou lewe lyk so en so, dan lieg jy. Dit was 'n geweldige skerp konfrontasie boodskap. Maar, as ons gebrokendheid ervaar, as ons stikkendheid ervaar, as ons eerlik is, as ons opreg is, as ons toelaat, laat die lig van Jahwe in ons lewe skyn, ons besef, wee my, soos wat die Fariseë, die tollenaar bid, wee my, wie is my genadig? Paulus sê, wee my, ek is elendig. Dan het ons laas week, vers 1 en vers 2 van hoofstuk 2, kan vinnig julle oog net laat val op hy 2 woorde, in 1 Johannes 2 vers 1, ons het 'n voorspraak by die Vader, en die tweede woord, vers 3, hy is 'n versoening. Die feit, die realiteit, dat Yeshua ons voorspraak en ons versoening is, voorspraak by die Vader, is net 'n voorspraak, nie spesifiek, voorspraak by die Vader, wie is die Vader? Die God wat lig is en geen duisternis in hom is nie. Die feit dat hy ons voorspraak en ons versoening is, bring ons nou by die verantwoordelikheid. Dit bring ons nou weer by 'n konfrontasie, waar die woord vir ons sê in vers 3, en dit gee vir ons daar die bemoediging. Die prediking van die woord is nooit bedoel om ons net af te kraak, net te vertel hoe sleg is ons nie. Hy leer ons in die spieël van die woord, hoe nodig het ons Jahwe. Dit was tog ook die doel in die Ou Testament, die wet is 'n tugmeester na Yeshua te. Nou vers 3. Hieraan weet ons, dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hier's 'n glibberige paadjie. As jy hierdie gedeelte in Afrikaans lees, die as, klink, en ons wil altyd die wa voor die perd inspan. Ons wil eers die werke, dan die voorreg. Ons moet eers presteer. Dit is mos maar hoe ons stelsel werk. As julle dit vir my doen, dan gee ek vir julle dit. Nou dis nie wat hier staan nie. Wat hier staan, is hieraan weet ons, dat ons hom ken. Hoe weet ons ken hom? Daar's 'n vrug wat vloei, wat uitvloei, die gevolg van. Nou, wat interessant is in Afrikaans, hieraan weet, die woordjie weet, ons dat ons hom ken. Weet en ken in Grieks is dieselfde Griekse woord, ken ons skool. Die apostels het die eens en vir altyd oorgelewerde evangelie ontvang, die getuienis van Yeshua, hy het opgestaan, hy leef. Die uitstorting van die Heilige Gees was die absolute krag om te sê, hy is die gesalfde Messias. Hierdie Yeshua wat julle gevloekhoud het, Jahwe het hom aangestel as heerser, as koning, hy het alle gesag en mag aan hom gegee. En dit het die apostels ontvang. En daardie getuienis, sê hy, hieraan weet ons, dat ons dit ontvang het, dat ons sy gebooie, nou moet ons die woord gebooie mooi verstaan vir oggend se konteks, is nie een wet nie, is nie een Ou Testament stel reëls nie, ons gaan nou kyk na wat beteken gebooie, Dominee Jaco het al mooi verduidelik en Tolé, die openbaring, die woord wat vlees kom word, ons het hom ontvang, hoe weet ons dit? Kyk na my lewe, jy sal 'n boom aan sy vrugte ken. So dis die bevestiging van die woord wat Yeshua gesê het. As jy my woord het, jou lewe sal verander. Daar sal vrug wees. Beteken nie jy gaan een of ander voorspoedteologie van finansiëel gaan dit goed. Jahwe sal vir jou sorg. Maar wat ook al in jou lewe oor jou pad kom, daar sal vrug wees. Daar sal vrug wees. Hieraan weet ons. Die apostel skryf dit want dis brood nodig. Geloofsekerheid is brood nodig. Die gedeelte in Afrikaans is 'n uitdaging. Omdat dit so maklike Afrikaans is, harklop mense daaroor. Dis die kern van ons geloof. En hy sê dit baie duidelik. Nou wil ek gou parallelle trek. Julle sal sien, ek het nou sommer in my notas om met groen gehighlight dat gebooie bewaar, vers 5 sê elkeen wat sy woord bewaar. Gebooie bewaar en woordbewaring is dieselfde begrip. Partykeer gryp die mense die woord gebod. So, klop ons na stelwette toe nie. Wat beteken woord bewaar? Wie is die woord wat vlees kom word het? So ons het die unieke openbaring van Jahwe in Yeshua. As jy dit ontvang het, en ons sê nie jy skielik jy weet alles nie, maar as jy hom het, want jy of jy het hom of het hom nie. En die teks sê as jy hom het, as jy die woord het,
dan sal daar vrug wees. Daar moet vrug wees. En as daar nie vrug is nie, dan het jy nooit die woord gehad nie. Nou net om die gesag van Yeshua te beklemtoon, want hoekom is ons vanoggend hier? Hoekom is ons gemeente? Want ons het 'n hoof. Yeshua is die hoof. Hy is die beeld van ons sienlike God. Hy is ons roemtaal, hy is ons lied. Hy is die bruidegom, hy is die herder van sy kudde. Ons kan nie genoeg ons koning en ons bruidegom besing nie. Terwyl die wet en die profete van hom getuig het, is hy die hoof van die liggaam. En die apostels maak geen geheim. Hulle het nie snaaks, hulle sê duidelik. Ons skryf hierdie ding aan julle, die getuienis van Yeshua. Nou kom ons gaan 'n bietjie na die Ou Testament toe. Deuteronomium 18, vers 18, dis 'n lekker maklike 18:18 om te onthou. Het ons die profesie dat Jahwe gaan 'n profeet opwek. Nou 'n profeet is daardie vinger van Jahwe wat vir die volk sê, so spreek Jahwe. Julle doen hierdie dinge, hier's die rigtingwyser. 'n Profeet moenie verward raak en dink is een of ander toekomsvoorspeller nie. Dis die openbaring van Jahwe se woord. Die Godspraak sê die mooi ou Afrikaanse Bybel. Die Godspraak, so sê Jahwe. Nou is daar die belofte, Deuteronomium 18. As julle bokant vers 15 in julle ou Afrikaanse Bybels kyk, is daar 'n opskrif, die belofte van 'n groot profeet. Nou groot beteken aan gesag, in heerlikheid, sy boodskap, sy inhoud. Maar kyk wat sê Jahwe. Ek gaan vanaf vers 15 lees. 'n Profeet uit jou midde, uit jou broers soos ek is, sal Jahwe jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. Nou daai woordjie, moet luister. Dis 'n opdrag. Dis entolei. Dis die gebod. Vers 18. 'n Profeet sal ek, Jahwe sê vir die volk, soos Moses een van julle broers is, julle ken hom. Hy's onder julle. Maar ek verskyn aan hom. Hy kry nie in 'n droom of in 'n naggesig my woord nie. Hy het hierdie unieke verhouding. Ek verskyn aan hom op die berg en sy gesig blink. Daar is nie so iets nie gewees op aarde nie. Ander profeet het maar in 'n droom of iets die woord van Jahwe ontvang. Nou sê Jahwe, hierdie profeet, vers 18, wat ek sal verwek uit die midde van julle broers soos jy is. Nou hierdie is baie belangrik. En ek sal my woorde in sy mond lê. En hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Nou hier die woord en bevel of gebod is parallel in 1 Johannes 2. Dis waar dit vandaan kom. Nou wie is hierdie een wat sou kom? Wie is hierdie groot profeet? Yeshua, en ons kan dit bevestig en dis spesifiek, luister mooi, die evangelie van Johannes. Johannes het die evangelie geskryf, hy het die sendbriewe geskryf, en het die boek Openbaring geskryf. Nou as jy Johannes se taalgebruik gewoond raak, dan begin jy verbande te sien. Nou kyk gou saam met my in die evangelie, dis Yeshua se evangelie, maar volgens Johannes beskrywe, hoe Johannes dit 2 keer bevestig. Hierdie profesie, hierdie profeet is Yeshua. En ons maak eers oop by Johannes 6 vers 14. So waarmee ons ook besig is eintlik maar Bybelstudie om te sê, jy kan nie net vinnig 'n sendbrief lees en die konteks vergeet nie. Die woord van Jahwe is 'n eenheid en ons moet dit bymekaar bring. En dis vir my 'n voorreg om so die woord te deel en dis lekker om te sien hoe julle die Bybels oopmaak en saam blaai en saam lees Johannes 6 vers 14. Dit was by die vermeerdering van die brood, né? By die vermeerdering, daar's 'n goddelike openbaring. Geen mens kan dit doen nie. En wat sê die mense? Johannes 6 vers 14. Toe die mense dan die teken sien wat Yeshua gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. Nou wil ek spesifiek vir die jongspan, kyk julle naslaan Bybels. My Bybel het 'n jeetjie in. Daai teks verwys terug na Deuteronomium 18 vers 15 en 18 wat ons nou net gelees het. Merk dit, begin Bybelstudie doen. Bybelstudie beteken, jy trek verbande, jy sien, hier's 'n profesie, hier's die vervulling, en jy begin geestelik te groei. Nou, die volgende teks is in die volgende hoofstuk, Johannes 7 vers 40. So die mense erken, die evangelie erken, Yeshua is die profeet.
Nou, op 'n tydskaal, dis 1200 jaar later, 1200 jaar vandat Moses die profesie gekry het in Deuteronomium. Ek sê nou rofweg 1200, kan 1100 en iets wees of 1300, net min of meer. Dis 1000 plus. Dis magtig dat Jahwe 1000 jaar van tevore gesê, daar kom 'n profeet uit julle broers, en ons weet Joshua is uit Juda. En hy sal my woord verkondig, en na hom moet julle luister. Johannes 7 vers 40, Johannes 7 vers 40, baie van die skare toe hulle die woord hoor, gesê, hy is waarlik die profeet. Nou, sien dit binne die konteks, ons sien vanuit die Ou Testament, baie openbaringe wie Joshua is, herder en al die mooi dinge, maar daar's 3 spesifieke ampte, die van koning, priester en profeet. Dis een persoon, maar is baie spesifiek, sy profeetskap, Jahwe lê sy woord in sy mond, en dit wat hy sê, het die apostels geneem, en dis wat hy aan hulle verkondig, Johannes, om nou terug te kom by ons teks. En as jy hom het, want dit is 'n lewende woord, Johannes 6 vers 63 sê, die woord wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. As jy daai woord het, dan moet daar vrug wees, dis waaroor hy praat. Maar hy sê spesifiek, dit is nie net nog 'n opinie, of nog 'n Bybelverklaarder, want die mense was geweldig vasgevang in Moses. Moses is so groot, Moses het 'n doel gehad. Maar Joshua is die een wat die woord openbaar. En dan gaan ons verder met hierdie gedagte, in Johannes 8 vers 51, word daar spesifiek gesê dat ons Joshua se woord moet bewaar. Hoekom? Want Jahwe het sy woord in sy mond geplaas. Hy is dan die groot profeet met die woord, en hy sê dan in Johannes 8 vers 51, amen, amen, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in ewigheid nie sien. Hierdie is 'n saak van lewe en dood. Dit is nie net van 'n opinie nie. Maar nou moet ons ook, as ons sê Joshua se woord, is dit in kontras met die Ou Testament of Jahwe se woord? Nee. Hy is dan reeds die een in wie se mond Jahwe sy woord sê. En daarom kry mens hierdie pragtige Openbaring vers 55, en julle ken hom nie, en hier is nou daai tekste van ken of nie ken nie. Maar ek ken hom, en as ek sê dat ek hom ken, is die seun wat dit van die Vader sê. As ek sê ek ken hom nie, sal ek soos julle leenaar wees. Maar ek ken hom en bewaar sy woord. So hier het ons hierdie pragtige Vader-Seun verhouding, dat die Seun alles wat hy van die Vader ontvang, die woord, die gebod, dit doen hy net soos die Vader. Nou ek gaan baie klem daarop lê, hoekom? Want dit is presies wat ons moet doen, dit is presies wat Johannes skryf. Ons gaan so 'n klein entjie verder, in Johannes 10, dit gaan nou vir julle mooi duidelik word. Wat beteken hierdie gebooie? Wat beteken hierdie woord wat ons moet bewaar, hierdie gebod? Klink dit of ons weer 'n klomp reëls gaan maak vanoggend? Nee, baie meer as reëls. Kyk mooi, dis in die konteks van die goeie herder. Dis die mooiste geborgenheid om vandag te weet, ons het 'n herder. En ons herder is nie 'n huurling wat op die kant staan nie. Ons herder word mens, Joshua, en hy stap self die pad van geregtigheid deur die dal van doodskare weer. En nou kom hierdie mooi beskrywings in Johannes 10. Ek ken my eie, die uitverkiesingsleer, maar die antwoord en my eie ken my. Nou hoor daai woord ken, want dit is die onderbou vir daai teks wat ons wil hanteer. So Johannes 10 vanaf vers 14 is 'n pragtige bousteen om ons teks mooi te verstaan. Luister wat sê Joshua, ek is die goeie herder. Ek ken my eie en ek word deur my eie geken. Ek openbaar myself aan my eie. Geen mens kan uit homself na die Vader toe kom. Dit sê Johannes 6. Wanneer ek deur die Heilige Gees myself aan jou openbaar, dan ontvang jy die openbaring
die lewe in Yeshua, en dit word vir jou 'n vaste punt in jou lewe, wat 'n effek het vir die res van jou lewe, wat jou geloofsekerheid elke dag voed. Jy ken hom, jy ontvang hom, sy woord is hierdie duidelike openbaring, maar luister mooi wat sê hy, vers 15, net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. Nou dit is die absolute fokuspunt. Ons leer nie die liefde ken deur ons ervaring nie. Ons ervaring is gebroken. Ons kyk na die Vader-Seun verhouding, ook in terme van ken, ook in terme van geloofsgemeenskap. Die Seun kom uit die boesem van die Vader, die Vader het hom lief met 'n ewige liefde, en dan daarvan af sê Yeshua, soos die Vader my lief het ek julle lief. En soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. Nou dit klink half tegnies, maar dit is eintlik 'n wonderlike fontein, waar jy begin drink. Dit is so verkokend, dink mooi. Die roeping van kind wees en gemeente wees, lê nie op jou prestasie nie. Dit lê nie op jou nie, dit lê op hierdie volmaakte verhouding tussen Vader en Seun, van ek ken die Vader en die Vader ken my. Die Vader het uit liefde uit, sê Johannes, vir alles geopenbaar aan die Seun, en wat doen die Seun? Uit liefde uit is hy 100% gehoorsaam. Dis hierdie volmaakte verhouding, en daai ken is waar jy in die sendbrief gaan. So ons kyk net gou hier in die evangelie vandag, met daai onderbou gaan ons nou teruggaan na die sendbrief. Ons het 'n enorme stryd in ons lewe oor wat is kennis, kopkennis, en wat is goddelike verhouding, kennis van geloof, gehoorsaamheid, liefde, werklik 'n een word met hom kennis. Baie mense fokus so net op 'n paar dinge op die punte van hulle vingers. Hulle ken nie Jahwe nie, hulle soos die Fariseërs, hulle noem die skrifte op, maar julle ken nie my nie. Nou, hoe word die ken geopenbaar? Vers 16. Ek het nog ander skape, wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Esegiel 37, die 2 huise van Israel, die 2 houte, Yeshua sê, julle hier is my kudde, maar ek het nog 'n ander kudde ook. Ek moet daai middelmuur van skeiding afbreek. En wanneer ek julle bymekaar voeg in my liggaam, Efesiërs 2, die middelmuur van skeiding afbreek, dan sal dit wees een kudde, een herder. Hoe breek hy dit af? Deur sy sterfte, deur sy dood. Dis hoe hy dit lei. So die volgende teks, vers 17. Daarom het die Vader my lief. Vraag jouself om, vra jouself die vraag af, hoekom het die Vader die Seun lief? Want hy voer sy woord uit. In watter opsig? Die res van vers 17. Omdat ek my lewe aflê, moet weer te neem. So wanneer ons oor kennis gaan praat, dan is dit kennis tot die gehoorsaamheid om jou lewe af te lê. Wil dit weer stadig sê. Johannes, hulle praat nie van kopkennis, en ons is al jare in die gemeente. Hy praat van, gaan terug na Yeshua toe. Yeshua ken die Vader, en die Vader ken hom. En hier die absolute ken is die uitvoering van sy raadsplan. Dis om sy wil te ken en sy wil te doen, dis waar kennis en geloofsgemeenskap inkom. En daarom het die Vader hom lief. Dis 'n baie hoë premie op ken. Nou sê hy in vers 18, en dis waar die woord gebod en entole inkom, niemand neem dit van my af, nie, hy praat van sy lewe, maar ek lê dit uit myself af. Daar's hierdie oorgee. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod, hierdie entole, het ek van die Vader ontvang. Nou gaan ons praat oor, hy wat sy gebooie nie bewaar nie, moenie sê hy ken hom nie. Wat is die standaard? Van wat 'n gebod praat ons? Jy mag nie wat, jy mag nie wat. Wat 'n gebod? Nee. Dis nie 'n enkele gebod nie. Dis om jou lewe af te lê. Die gebod wat die Seun van die Vader ontvang het, wat die Vader die woord in hom kom plaas het, en wat hy kom openbaar het, is gehoorsaamheid tot die dood. Adam, die eerste Adam, het ongehoorsaamheid tot die dood gehad. Wat die gevolg, die sonde.
Die tweede Adam het die gehoorsaamheid aan die gebod van die Vader tot lewe, tot geregtigheid. Maar hy moet die eerste wegneem om die tweede te stel. Hy moet eers sterf voor hy op kan staan. Ons sal daarmee weer afsluit in Hebreërs 10. So hierdie is 'n baie belangrike saak. Ons praat nie as ons in 1 Johannes 2 lees van, hierdan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie nou sê, ek doen daarom nie dit nie, ek doen daarom nie dit nie, ek is daarom beter as my buurman. Dis nie waaroor die gebooie van Jahwe gaan nie. Gaan terug na Yeshua. As hy sê hy hou die gebooie van die Vader, dan beland jy in hierdie liefdesruimte, waar hy sê, ek ken die Vader, ek ken die Vader se wil, ek kom hierdie boesem van die Vader, hy het vir my die Gees gegee, nie met mate nie, ek is die gesalfde, en deur sy Gees, dra ek hierdie vrug, van hierdie seun wat die Vader sê met sy doop, dis my geliefde seun in wie my siele welbehaag het. En wat doen die Vader uit liefde? Hy gee hom 'n gebod, en die gebod is, lê jou lewe neer. Hier is eiendom, hier is kinders wat gered moet word. En die seun sê, Vader, ek het U so lief, nie my wil nie, nogtans nie my wil geskied nie, maar U wil, die Getsemane liefde. En dis daar waar ons die gebod van Jahwe leer ken. Nie my wil nie, en ek wil die woord wil 100 keer onderstreep, want ons gaan nou sien hoekom wil en ken by mekaar. Daar die geloofsgehoorsaamheid en geloofssekerdheid vorm 'n onbreekbare verband. Daar bestaan nie iets soos geloofssekerdheid, maar ek doen wat ek wil in hierdie lewe nie. 'n Oorgawe soos die seun. So, om dit net weer saam te vat, hier in Johannes 10, het ons in vers 15 hierdie mooi, vers 14, die mooi gesien, die goeie herder, die tema van die goeie herder, vind sy oopmaak, sy verstaan, wat doen hierdie herder? Hierdie herder ken sy skaap, hy weet, hy het niks minder nodig as sy bloed nie, as sy lewe. En daarom hardloop hy nie weg nie, daarom is hy nie huurling nie, maar hy openbaar en sê, ek ken die Vader ken my, en daarom lê ek my lewe af. Dit is 'n gebod. En nou kan ons weet, net so vir bevestiging in Johannes 17, daardie priesterlike gebed die aand daar in die boventrek, bevestig Yeshua in Johannes 17 vers 6, wanneer hy tot die Vader bid en na die pragtige geloofsopenbaring, maar ook gehoorsaamheid, vers 6, ek het U naam geopenbaar aan die mense, dis daardie kudde, dis daardie skape, wat van sy stal is, wat U my uit die wêreld gegee het, hulle het aan U behoort, en U het hulle aan my gegee. En wat doen Yeshua met die eiendom wat die Vader aan hom toevertrou het? En hulle het U woord bewaar. Waar het hulle dit gekry? Van Yeshua af. Hy is die profeet in wie hy sy mond lê. So ons kan regtig ons verdiep in hierdie tema. Dis nie iets ligtelik nie. Dis nie dat Johannes niks het om te skryf en nou is dit maar 'n klomp uitherhaling van woorde nie. Dit is die kruks, dis die klimaks van jou geloof as ons nou terugblaai na 1 Johannes 2 toe, die sendbrief. Wanneer Johannes 'n hele paar jaar later by 'n gemeente kom wat, soos ons in die studie gesien het, Openbaring 2, daar's louheid. Daar's hierdie hartseer dat hulle eerste liefde verlaat het. Hulle het besig geraak en nou was dit doel daarmee om valse apostels te ontbloot en stryd te stry met 'n klomp goed, maar die kern om hom te ken, en dit het hulle begin los. Hulle het die gebod, die gebooie van, as jy my lief het, volg my, lê jou lewe af, het hulle in verkoel. So, ons lees dan net weer vinnig vers 3, en hieraan weet ons, dat ons hom ken. Ek dink ek het dit nou verkeerd omgenoem, ek wil dit net mooi duidelik stel. Hieraan weet ons daagliks, geloofsekerdheid, elke dag, dat ons hom ken. Ons het die openbaring van Yeshua ontvang. Ons weet dat ons hom ken, hy het in die verlede hom aan ons geopenbaar, en hoe weet ons dit? Wanneer ons die vrug dra. Nou sê hy in vers 4 die negatiewe.
So die eerste een was geloofsekerheid se basis, maar nou sien ons geloofsekerheid se diskwalifikasie. As jy sê, ek ken hom, ek het gemeenskap met hom, ek is een met hom, maar jy bewaar nie die gebooie en jy doen nie sy wil om jou lewe af te lê in hom, hy leef in my en ek het gesterwe nie, dan is jy 'n leienaar. En in hom is die waarheid nie. Daar's nie 'n grys area soos ons sê nie. Dis leuen of waarheid. Dis die stryd tussen duisternis en lig. Dis die area waar Satan graag ons wil laat beweeg om in die leuen te leef, om te sê, ek ken hom. Ek is goed bekend met hierdie gemeente, hulle ken my, hulle weet van my. Maar jy hou nie sy gebooie nie. Nou hierdie woord gebooie sê ons, dis parallel met vers 5 se woord, dis Yeshua self. As jy nie in hom bly nie, dan lieg jy. As jy leienaar. En dan kom die woord vanoggend baie sterk tot jou, en hy roep jou op tot bekering, en sê maar, moenie volhard daarin nie. Om Yeshua se gebooie te bewaar, wil ek eenvoudig stel. Sy priesterskap as lam, sy profeetskap as die woord van God, sy koningskap as die een van Psalm 2, dis my geliefde seun oor wat ek aanstel op my heilige berg gesalf het, om dit alles nie net te sê ja, ek neem kennis nie, maar daarvolgens te leef onder die bediening van sy woord, onder die bloed van die lam, onder sy regeringskap, onder gehoorsaamheid van sy priesterskap. Dit is wat dit beteken om sy gebooie te bewaar, om onder Yeshua se, hy sit op die troon, sê Romeine 8, om daarvolgens te leef. Hy sê vers 5 weer. En dis nou hier waar ons as gemeente ons verlustig. Geloofsekerheid lei tot gemeenskap met hom. Ek lees weer vers 5. Maar elkeen, julle sien hoe Johannes skryf nie, hy het hierdie kant, donker kant, of die ligkant. As nie 'n middelpaadjie, ons sal volgende week weer gesels, of ander, nee, maak die saak nou uit. Kom laat ons die saak uitmaak, sê Jahwe. Elkeen wat sy woord bewaar. So is nie net 'n enkelvoudige wet hier of daar nie. Hy is die woord. In hom, kyk hierdie belofte, het die liefde van God waarlik volmaak geword. En ek dink ons elkeen het hier 'n enorme behoefte om te sê, Vader, as u liefde in my lewe volmaak word, as ek bewus is van die goddelike liefde, dan kom daar 'n baie sterk geloofsekerheid. Jy sal nooit sien dat 'n kind wat geborge is, wat veilig, ek wil nie eers die woord voel nie, maar hy absolute bewustheid het van, my ouers is vir my lief, ek is in hulle sorg, ek word deur hulle gekoester. Ons het altyd gesê op skool, dis die soetkinders. Dis die kinders wat nie sy maatjie steek en goed vir aandag, of goed steel, of verkeerde goed. Hy's pragtig geborge. Nou, dit is vanoggend se doel. Ons tree baie keer verkeerd op, omdat ons nie in die liefde van Jahwe volmaak word nie. Johannes sê 2 was aan die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Maar die teenoorgestelde is waar, as jy nie in die liefde volmaak word nie, dryf die vrees weer jou geloofsekerheid weg, en jy begin uit vrees uit vreemde goed doen. Woede en bitterheid en al daai lelike goed, kom as gevolg van 'n gebrek aan die liefde van Jahwe, want ek moet nou self, ek moet vir my regte opkom. Nee, begin weer by die gedagte, as elkeen wat sy woord bewaar, elkeen wat in Yeshua, hy is die woord, wat dit ontvang het, die getuienis en daarby bly, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Ag, ons almal weet hoe wonderlik dit is as jy deur 'n moeilike tyd gaan. En iemand wat Jahwe oor jou pad stuur, 'n spesiale persoon, kom staan langs jou en hy gee jou net 'n drukkie of 'n handskud of 'n gebaar van ek is lief vir jou, ek ondersteun jou. Dan is dit asof dit 'n skuilplek word
'n veilige hawe. En jy sien weer kans, dit gee jou moed, maar dit bou ook daai band. En dis wat Jahwe in sy volmaakte vorm vir sy kinders bedoel het wanneer ons na Yeshua kyk en ons sien ons oudste broer. Ons sien ons hoëpriester wat met al ons swakhede bekend is. Ons sien ons koning wat die magtige doderyk en die Satan oorwin het. Ons sien sy profeetskap, hy is die woord. Wanneer ons hom sien, word ons en as ek sê sien bedoel ek begrip, geloofsgemeenskap, sy liefde vir ons, word daar die krag waarin ons kan sê, hieraan weet ons, dat ons in hom is. En daai weet, is weer die teenwoordige tyd, gedurig, aanhoudend, kontinu. Is nie iets wat jy moet sê, joh, daai kamp, want hulle laas jaar, daai kamp was 'n wonderlike kamp, ek het gevoel ek is Jahwe se kind. Maar is omdat niemand met jou lelik was op die kamp, die het lekker geëet. Maar wat van maandagoggend, toe jy op die rooi tapijt was? Geloofsekerheid is gekoppel aan Jahwe se liefde. Maak Jahwe se liefde so? Nee, dis in Yeshua geopenbaar. En dis wat ons moet bewaar. Want daai liefde is die gebod wat hy van die Vader gekry het, om te sterf. En dan kom die opdrag, vers 6. Geloofsekerheid, die vrug. Hy wat sê, dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Hoe het Yeshua gewandel? En ek kan nie genoeg sê, ons kan nie 'n sede preek, julle moet dit, julle moet dat, Pieter, jy moet dit. Nee, ons moet na Yeshua kyk. En hoe meer ons hom aanskou, met 'n hart wat soos hy wil wees, hoe meer word ons verander, van gedaante van heerlikheid tot heerlikheid. Kom ons kyk net vinnig, en ons sluit hiermee af, Johannes 5, hoe het Yeshua gewandel? Hy wat sê, dat ons in Yeshua is, moet wandel soos hy gewandel het. Dit is die teks vir vandag. Beleef jou geloofsekerheid deur geloofsgehoorsaamheid om in Yeshua te bly. En om in Yeshua te bly, moet jy hom as persoon, sy bediening, sy werk, sy wese, moet jy glo met meer as net 'n tong, met 'n hart. Johannes 5, vers 30. Weer terug by Johannes, nee. Johannes bou hierdie openbaring van Yeshua, sodat hy later vir die gemeente sekere dinge in die sendbrief net kan skryf. In Johannes 5, vers 30, sê Yeshua, ek kan uit myself niks doen nie. Onthou, ons gaan nou afsluit met 1 Johannes 2 vers 6. Hy wat sê ek bly in Yeshua, hy wat sê ek is 'n looitjie in die windstok, behoort self so te wandel, soos hy gewandel het. Hoe het hy gewandel? Yeshua sê, ek kan niks uit myself doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek. En my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Onthou nou het ek gesê, ek wil hy woordjie wil 100 keer onderstreep. Hoe weet jy? Ek is in hom. Wel, as ek lewe soos hy gelewe het, hoe het hy gelewe? Vader, nie my wil nie. Vader, ek verstaan, hoekom is ek op aarde? Ek het hierdie salwing van die Heilige Gees, al die tekens, al die wonder, al hierdie lering soos Yeshua geleer het, wat uitstaande was met een doel, sy lewe af te lê, om die Vader se wil uit te voer. En daarom kan ons hieruit teruggaan en sê, om sy gebooie te bewaar, om sy woord te bewaar, is gekonsentreer in hierdie vers, ek kan niks uit myself doen nie, die wil van die Vader wat my gestuur het, is my absolute belangrikheid. Ons bid in die Onse Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u. As jy dit bid, besef jy wat dit beteken, dat jou wil, jou vlees wil, die besoedelde wil, opponeer Jahwe se wil, en dat jy 'n pad moet stap van selfverloning, voordat jy kan sê, ek bly in hom, voordat jy kan sê, alles wat ons nou vandag hanteer het. Die wil van die Vader is die Seun se manier om te sê, ek het u lief.
Jy help nie sê meester of jy het al hierdie geleide wat jy maak, maar wanneer dit kom by geloofsgehoorsaamheid, dan ontbreek dit nie, want daaruit vloei geloofsversekerdheid. Ek wil dit baie duidelik stel, onthou hierdie Johannes 5:30, maar dit word in 'n baie mooi beeld in die vorige hoofstuk. Johannes 4:34 is my tweede laaste teks vir die wat wonder hoe lank gaan vandag se diens wees. Johannes 4:34. Kyk hoe die mooi beeld. Kyk na jou eie lewe. Wat wil jy op hierdie stadium doen? Wat is jou prioriteit? Wat is jou to-do-lys? Ek wil nog van ek wil nog daai valskerm spring. Ek moet nog hierdie vinnige kar en ek moet nog dit of ek moet nog dat. Kyk wat sê Yeshua. Johannes 4:34. Yeshua sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Dis wat Johannes in gedagte gehad het toe hy vir die gemeente skryf. Hy wat sê ek bly in hom, behoort so te lewe. Dat die wil van die Vader jou voedsel is. Om sy werk te volbring. Om mens te wees, kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis, en dit kan alleenlik in Yeshua vir ons waar word, om sy beeld te wees. So ek wil dan afsluit met hierdie laaste teks in Hebreërs 10, wat dit wat ons nou net gelees het, die belangrikheid van die Vader se wil, word ons maatstaf, word ons voorbeeld. Hebreërs 10, in vers 5 quoteer hy die psalms, daarom sê hy, Hebreërs 10 vers 5, as hy in die wêreld inkom, dit is die seun wat vlees word, slagoffer en spysoffer wou u, die Vader nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Wat sê die seun? Luister mooi. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe, vir die jong mense om dit te verduidelik. Dis die raadsplan voor die grondlegging van die wêreld. Is dit vasbesluit tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Wat sal die seun doen? Hy sal die lam wees. En hy sal met sy bloed die eiendom wat verlore is, die verlore seun, die bruid wat geskei is, die hoer Israel, sal hy met sy liggaam terugkoop. Dis in die boekrol geskrywe. Dis vas. Om u wil te doen, o God. Dit is Yeshua se absolute fokus. Nadat hy bo gespreek het, slagoffer en spysoffer vers 8, en brandoffer en sondoffer wou u nie hê, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg, om die tweede te stel. En deur hierdie wil, is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Yeshua Messia, net eenmaal. Hoekom is ons gered? As gevolg van Yeshua se gehoorsaamheid. Sy wil, wat hy sê, my wil is om die wil van die Vader te doen. Maar dit word die gemeente se beeld. En dis hoekom Johannes so baie sterk daaroor skryf. Dis nie die laaste woorde nie. Ons nog baie oor die woord en gebooie, maar die verband is net, as jy sê jy ken hom, dan moet ons dit wat ons volgende hanteer het, wat ken jy van Yeshua? Dat hy sy wil aan die Vader onderwerp het, dat hy gehoorsaam was. As jy dit verstaan, dan sal daar vrug in jou lewe wees. Dit beteken nie een van ons het dit al ooit verstaan nie. Vanoggend se boodskap is hernieude fokus om, as jy geestelik lam voel, as jy voel, ek stry, die evangelie leer vir ons waar lê ons krag. Ons krag lê in geloofsekerheid. En geloofsekerheid kom nie as jy let op jou sterkpunte of let op jou swakpunte. En jou geloofsekerheid kom wanneer jy na die Vader Seun onbreekbare volmaakte band kyk. En jy lê jou lewe af in die Seun, sodat jy in die Seun voor die Vader staan as gered, geheilig, gereinig, die herder wat die kudde vashou. Dis ons krag lê. En om met ten laaste die tema beleef jou geloofsekerheid, om dit elke dag daarin te staan, in sy geregtigheid. In die oomblik as jy op prestasie gaan, jy gaan môre 'n goeie dag hê, want jy was vandag in die diens. Maar wat van Dinsdag?
En wat van Woensdag? As jy op jouself steun, dan vou jy. Maar wanneer jy sê, ek ken die Seun, hy het homself aan my openbaar, dan is daar vir ons vrymoedigheid, geloofsversekerdheid. Kom ons staan en bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie dat Yeshua die weg, die waarheid en die lewe is. En dat ons as gemeente kan buig onder u gesag, maar ook daardie lieflike herderstaf wat ons lei na waters van rus, sielerus, vrede wat alle verstand te bowe gaan, omdat ons voor u staan in die geregtigheid van Yeshua. En dis ons gebed, Vader, van die jongste tot die oudste, dat ons in die geloof sal vasstaan en in die liefde gewortel sal wees. Nie uit onsself nie, en nie in onsself nie. En dat ons sal weet, ons ken u. En u het ons eerste geken. En dat die vrug wat daaruit voortvloei tot u verheerliking sal wees. Lei ons, ook in hierdie saak, ook in hierdie week wat voorlê, dat ons sal groei en toeneem in die beeld van Yeshua. Amen. Terwyl ons net so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Liefde